Hello, and welcome to Are We Relevant? Today's sermons and lessons are drawn from God's Word. We invite you to visit our website or buy a book on Google Books. Now for today's lesson. Ek gaan vanoggend met julle praat oor iets wat jy nie weet nie. Baie mense weet niks nie. Baie mense weet niks van ander goed af nie. Maar omdat ons nie God se woord lees nie, is ons nie so gelukkig nie. Want as jy jou hele liggaam vul met die Gees van God, as hy jou gevul het, die Gees van God is binne in jou. Jesus Christus sê, laat my Gees vir julle na. So die Gees van God is in hom. Hoe leef die Gees? Hoe voed ek die Gees? Deur die woord van God, want die woord van God is die swaard van God, van die Heilige Gees. Die woord van God is die swaard van die Heilige Gees. Hoe kry jy die swaard binne in my? Ons veg met sulke ou klein toothpicks. Nou kom die duiwel na my toe, en die duiwel kom veg teen my, en hier haal ek uit iets, en die duiwel sê vir my, weet jy, daar staan geskryf in die Bybel, en ek sê, en begin, laat my swaard uithaal. So klein toothpick. Wil ek teen die sak aan beklei. En wat is die toothpick? Wat is die swaard? Dit is die woord van God. Hoe meer ek kom bære in my, hoe groter word die swaard, hoe langer word die swaard, hoe groter word my skuld, wat ek het van geloof, en hoe meer kan ek achterin staan. Maar Jesus en God veg vir my, en engele is aangaan my bevel gegee. Ek het 'n kordon van engele rondom elke Christen. Dit is wat besig om te gebeur. Hier is 'n geestelike oorlog aan die gang op die huidige oomblik. Maar jy moet dit begin besef. As jy by jou huis uitloop, dan sê Here, dankie dat U my beskerm, dankie dat ek opstaan. Here, beskerm my van die dag deur die aanslag van die duiwel wat my wil betrap. Mense het na my gekom, en baie jare kom die mense na my toe oor hierdie storie. En dan sê hulle vir my, Nels, weet jy, daar gaan die trane in die hemel wees. Maar kom ons kyk eers wat is, as ek na Jesaja 45, hy staan daar soos hy sê, ek gee die Here jou God, buiten my is daar geen ander God nie. Ek omgord jou. Dit is die Here omgord jou. Hy beskerm, hy is my toren, hy omgord jou. En dan staan die ander vertaling en sê, ek geleer jou 'n taak vir jou, voordat jy my nog nie eens geken het nie. Okay? Die Here berei jou voor. Jy sê jy miskien, en jy ken nog nie die Here nie, jy het nog nie jou hart aan die Here oorgegee nie. Hy is besig om jou te omgord, om jou te beskerm teen die aanslag van die vyand, wat jou wil vernietig, en hy bring jou hiernatoe, en hy wil jou voorberei, voordat jou nog gaan ken, voordat jy sê, Here, hier is ek, vir my lewe gee, is hy besig om jou voor te berei, en jy is besig om hier sit met voorbereiding, jy is besig om klas te loop, jy weet het nog nie die eerste. Openbaring 1:21, hulle sê daar so, en ek sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So wat sê dit vir jou? Die ou hemel en die ou aarde wat ons nou opleef, is weg. So nou lees jy verder, as jy kan self lees, maar ek gaan dit probeer sê uit my eie vertaling, en sê, hulle sê, en God is daar, en God is self met hulle, en hy sal self met hulle wees, en hulle is by hom, en hy is hulle God, en hulle sy kinders, hy is by hulle. So wat sê dit? Dit is die hemel, hulle is klaar in die hemel. En sê baie predikante vir my, pastore, nee, daar gaan nie geheil in die hemel wees nie, dit kan nie in die hemel wees nie. Ek sê nie so nie, die Bybel sê, hulle is in die nuwe hemel en in die nuwe aarde, en God is by hulle. So of iemand lieg, of God lieg, ek dink nie hy lieg nie, so dit die ander ouens wees. Okay. Wat al die jare vir jou gesê, daar sal nie geheil in die hemel wees nie. So, maar dit is die woord. Ons het vir jare mislei deur baie dinge. Wat ons hoor, die Here gaan die trane afvee, dit gaan nie in die hemel gaan die trane wees, en hartseer wees. Nee, dit gaan wees. Hoekom?
Hoekom? Jy sal sien later. Daar staan by 4, vers 4 staan daar, en hy sal self wat? Wie gaan die trane afdroog? God, hy doen dit nou. God vee jou trane af, daar gaan 'n gehuil wees. Jy sal weet, ek sal vir jou later sê hoekom. En nou is dit soos een van die movies, wat jy dan kry, nou jump ons voor het. Ons spring nou voor het. Ons gaan na Lukas 1, hoekom gaan na Theophilus? Lukas skryf aan Theophilus. Lukas is 'n verkeerde Christen van 'n Jood van 'n Christen. Theophilus, sê hy sê vir hom, ek skryf hierdie dinge aan jou, omdat julle hoor van hierdie stories. Nou, baie mense het gehoor van die Messias, baie het gehoor van Jesus wat gekruisig is, baie het gehoor dat hy opstaan uit die dode. Selfs daar mense soos Josefus, alles geskiedkundige skrywers, wat oor hierdie storie geskryf het, oor Jesus. En toe kom Lukas, en hy gaan na hierdie ou toe. Nou, Theophilus, weet jy wie is hy? Hy is die seun van Annas. Annas is die persone wat Jesus aangekla om doodgemaak te word. So wat sê hy? Wat sê dit vir jou? Dat Lukas was besig met disipelskap. Hy het tot bekering gekom. Hulle het hom naderhand gefeier vir Theophilus, omdat hulle agtergekom het, hy volg die Christelike geloof. Lukas skryf aan Theophilus, hy sê, ek wil vir julle die waarheid vertel. Ek het dit diep gaan ondersoek. Hy was 'n dokter en 'n geskiedkundige skrywer, Lukas. Okay? Hy sê, ek wil vir jou alles in die waarheid vertel wat gebeur het. Dit is die waarheid. Ek het ondersoek. Niks is alleen nie. En dan sien jy die ander vers wat hy sê, soos ons voorheen afgespreek het. So, jy sien nou Lukas het op die een kant met Theophilus gepraat. En hy het vir hom 'n bietjie skrif gewys van Jesus vertel. En het Theophilus so aangeraak, dat hy gesê het, ek sal vir jou 'n brief skryf, 'n geskiedkundige brief, om te wys dat die waarheid. Jesus praat met iemand, en hy sê vir hierdie persoon, daar was een dag. Nou, hoekom sê ek vir jou, as Lukas aan Theophilus skryf, en dit is die waarheid wat jy nou gaan hoor, en as Jesus praat in Lukas, en hy sê, daar was 162 kere. 162 beteken in die Hebreëse woorde lyding, smart. Nou vir die Jode beteken 'n nommer, 'n syfer baie. Nou Jesus het as dit soveel keer in die Nuwe Testament gesit, en meeste van dit het Jesus oor praat, oor die hel, oor die verderf. Hoekom? Want hy wil dat die mense agterkom, dis 'n verskriklike plek, en dat hulle nie daarop behoort nie. Hy is bekommerd oor jou siel. Hy wil nie hê jy moet hel toe gaan nie. Hy wil enige iets doen om jou te waarsku en sê, my kind, het jou so lief. Dan kry ons natuurlik Johannes 3 vers 16, wat dan Jesus sê, daar is 'n hel, maar ek het 'n pad gemaak. Ek het gesterf aan die kruis, want so lief het God vir jou en my gehad, dat hy sy seun gehad het in al die woede en wraak, wat hy op jou moes uitgehaal het, hy het dit uitgehaal op Jesus toe hy daar aan die kruis gehang het. Dus jy waar moes gehang het. En nou kom ons julle skielik, en ons sien, dat Jesus het jou so lief, dat hy jou waarsku oor die hel. Die hel is voorberei vir die duiwel en al sy mense. Hy sê, daar was 'n ryk man gewees. Nou, as jy die Lazarus 1 lees, is baie lekker. Lazarus 1 en 'n engel het gekom. En dis wat God doen. Hy stuur iemand in 'n vorm van 'n persoon wat jy ken. 'n Engel, dit is nie jou ouma nie. Dit is nie jou broer. 'n Engel wat saam met jou is elke dag, neem die vorm aan van 'n persoon wat jy ken. Want jy is nie bang om saam met jou ouma in die duister van die dood af oor te gaan nie. Dis wat Jesus vir ons daar leer, maar ons gaan nie nou daaroor praat, okay? Ons gaan oor die man praat. Die man, hy vry toe, hy sterf toe, hy was 'n ryk man,
Hy het niks omgegee om die omgewing nie. Hy het nie geweet hy moet sy geld, God seën hom so, dat hy die ander ook moet seën nie. Dit is waarom kon God vir jou geld gee. Deuteronomium sê, Deuteronomium gaan kyk self wat dit is. Deuteronomium sê, geseënd is hy wat oop hande het en gee aan die armes. Hy sal geseën word van geslag tot geslag, tot in die derde geslag. So, hy wat oop hande het, die ou nie oop hande gaan. En hoe klink sy storie? Hy daar dood, baie mense wat sonder God sterf verskriklik weet. Een pastoor het my vertel, toe die ou die Here wil aanneem en toe loop hy, toe sê hy, ek wil niks van God weet, hy het tot 2 blokke ver oorskry toe hy sterf. Hy sê, sonder God sterf, is dit verskriklik. Kom ek kyk wat gebeur. Hier is hy, hy maak sy oë wakker in die hel. Dit is 'n aardige plek. Hy sê dit is vol pyn, hy's dors. En ewe skielik sien hy vir Abraham. En hy sê die Lazarus lê in die boesem van Abraham. Ons weet nie of ons nou nog dit sal kan sien nie. Want na Jesus dood het, sy kry dit vir die ryk en vir die ou in die kruis gesê, vanaand is hy saam met my in die paradys. Dit het heeltemal verander na Jesus se sterwe. So wat gebeur daar? Wat daar gebeur is hier staan 'n ou in pyn en lyding en hy's dors en hy staan daar so en sê, Abraham, gaan waarsku my. Stuur my net terug. Stuur my terug na my broers toe. Stuur my terug na my broers. Ek wil gaan preek vir hulle. Ek wil vir my broers gaan preek oor die hel. Ek wil vertel oor die liefde van Jesus. Abraham, help my net om terug te gaan na my broers toe. Ek kan nie laat hulle ook in hierdie plek kom nie. So wat sê dit vir jou? As jy in die hel is, jy gaan weet, daar is mense daaronder. Jy gaan weet, jy moes vertel het oor Jesus. Nou is dit te laat, nou moet jy preek in die hel. Jy wil sê, vir almal daar, Jesus leef, Jesus is liefde, Jesus is alles. Dis hy van my. Hy sê, laat 'n mirakel gebeur, dat iemand uit die dood opstaan. Hier staan ons met iemand, wat ewe skielik bekommerd is oor sy mense, sy familie. Jy gaan in die hel wees, jy gaan elke preek sien wat jy gehoor het, jy gaan hierdie preek sien wat jy gehoor het, jy gaan elke Bybelvers wat jou ouma of jou oupa vir jou gewys het, jy gaan alles sien daar, en jy gaan so wens, jy kan net vir iemand waarsku, en nou is dit te laat, want jy wil nou begin preek, nou wil jy begin praat oor Jesus. Heer, stuur my terug, ek wens dit, ek gaan praat oor Jesus. Dis te laat, dis omdat ons die E3 doen. Ons wil nie hê jy moet net in die hemel agterkom dat Jesus goed is nie. Ons wil dat jy op die aarde leef, dat hy jou so lief, dat hy vir jou iets beplan het, en hy wil hê jy moet saam met hom toe lewe, want hy leef, omdat hy leef sien 'n kans vir môre. Hoekom sien jy kans vir môre? Want daar is 'n hemel wat vir my wag. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei, sê Jesus. Ek gaan vir julle 'n plek te berei. Laat hulle by my kan wees. Dat hulle by my kan wees. Dit is so wonderbaar. Hy vers Johannes 14 sê, is dit nie so was nie, sal ek dit vir julle gesê het nie, maar my Vader se huis is baie wonings. Vir jou, vir my is daar 'n plek gemaak. Daarom is daar, omdat hy leef sien 'n kans vir môre, want hierdie is niks nie. Ek laat my los op my voete van hierdie aarde en ek sien uit na God om by Jesus te wees. As jy 'n ander ding kry, wat het hy vir hom gesê? Nee, maak nie saak wat jou broers doen nie, ons gaan niks met jou broers doen nie, ons gaan nie iemand nie. Wat het hy vir hulle gesê? Hulle het die woord van God. Hoeveel van julle het 'n Bybel in die huis? Hoeveel van julle het 'n Bybel in die huis? Jy die woord van God. Jy kan nie eendag sê, maar ek het nie geweet nie. Jy die woord van God, omdat God besluit het, dat niemand gaan 'n verskoning hê nie. Niemand kan sê, hy het nie geweet nie. Ek het dit in jou eie taal, in jou eie, het ek hom in jou huis, in jou oupa se huis, jy het enige gekry, Gideons Bybel gekry, jy het dit gekry, jy het geen verskoning vir God nie. Maar, jy hoor nie hulle huil daar nie.
Want as jy in die hel is, weet jy hoekom jy daar is. Jy weet, dis jou eie skuld. Jy is daarom dat jy jou eie planne gemaak het, en nie vir Jesus wil. Jy voel nie skuldig omdat jy daar is nie. Jy weet het verdien het. Okay. Kom ons gaan terug na Johannes 17, pragtige ding. As jy moet ook gaan lees hom. En Jesus sê, hulle is ook soos ek. Nie van hierdie wêreld nie. Vader, ek bid vir my disippels wat U my gee. Hulle is nie van hierdie wêreld nie, net soos ek ook nie van hierdie wêreld is nie. So wat sê ek vir jou? As jy 'n kind van die Here is, dan moet jy soos Jesus sê, 1 Johannes 2 vers 6, hy wat sê dat Christus in hom bly moet self wees en leef soos wat Jesus geleef het. Soos jy nie leef soos Jesus nie, hoe leef jy soos Jesus? Jy bære die woord in jou, jy bære die woord in jou, jy sit die woord in jou, jy praat die woord, jy spreek die woord, jy sit hom nie op jou kas nie, jy dra by hom, jy eet daai woord, jy memoriseer daai woord, sodat jy voor mense kan staan en sê, so spreek die Here. Jy hoef nie die boek op te maak nie, want die boek is in jou. Josua 1 vers van die 9 af sê, Josua, bestudeer die boek dag en nag, voordat jy enigiets van dit uit jou kom, en jy sal geseënd wees. Psalm 1 sê, bestudeer die woord dag en nag, en jy sal wees soos 'n stroom van water, 'n boom wat met 'n stroom van water staan. Daarom, hy wat nie sit tussen sondaars nie. 'n Kind van God sit nie meer dieselfde sondes nie. 'n Kind van God sit nie meer dieselfde sondes in doen nie. Jy sit nie in die kring van die spotters nie, jy staan nie, jy gaan nie so toe nie. Jy gaan nie so toe nie, as jy so toe gaan jy na daar staan, en dan op die ou, dan sit jy saam met die sondaars. Bly weg van hulle, maar jy kom saam met ons 'n party toe, nee. Kom, doen dit, nee. Maar die Satan met bronse bring jou, hy gaan vir versind, en jy gaan verskeer. En hy het mense daar buite kan wat hom help. Kom ons kyk 'n bietjie verder. Wat is daar nog iets wat Jesus sê in 17? Hy sê, Vader, ek wil dat hulle by my wees, sodat hulle my glorie kan sien. Hy bid vir hulle. Hy sê, Here, ek gee hulle nou aan U, ek gaan na U toe, Vader, en net soos ek na U toe, Vader, gaan, wil ek dat my disippels, hierdie mense wat ons opgeleid, hulle almal, sê, Here, ek wil dat hulle by my wees, hulle is my bruid. Ek soek hierdie mense by my. Ek het vir hulle gesterf, my lewe vir hulle gegee. Vader, bewaar hulle teen die bose. Hy bid op hierdie heilige oomblik vir meer as 2000 jaar. Bid Jesus vir jou en vir my. Gaan hierdie Johannes 17 leer en memoriseer dit uit jou kop uit. Hy sê dan so, ek bid vir hulle dat U hulle bewaar van die Satan. Daar staan op een plek, ons hoop is in môre. Ons hoop in geloof. Hebreërs 11 staan aan, ons hoop is in die geloof, in die dinge wat ons hoop, wat ons nie kan sien nie. Punt nommer 1. Hoekom gaan jy huil? Omdat ons hom nie gesien het nie. Jy het nie Jesus geken nie. Sê Petrus het duidelik, hy sê die Heilige Gees in jou. Jy sit hier vandag, omdat die Heilige Gees nog steeds in jou sê, daar is iemand soos Jesus. Jy het nie Jesus ontmoet nie. Jy het nie Jesus ontmoet, jy het hom nie ontmoet nie. Maar ons het nog steeds hom lief. Hoekom? Omdat die Heilige Gees vir ons die liefde vir Jesus aan ons gee, sê Petrus, 1 Petrus van leser. Hy sê, die liefde van Jesus is in ons, die Heilige Gees geplaas. Daarom kom ek kerk toe, omdat die Heilige Gees my hier toe bring, want Jesus wil my na toe bring. Hy soek om saam met hom te wees in die hemel. Gaan lees aan 17. Vader, dat hulle saam met my kan wees in die heerlikheid in die hemel. Nou ons eerste ding wat jy gaan doen, as jy daar aankom en jy gee jou lewe op hier, en 'n engel neem jou op na die hemel toe, wat gaan jy sien? Jy gaan sien Jesus staan daar en verwelkom jou. En jy gaan sien die merk in sy arms, sy sin, en sy voete. En dan gaan jy begin. Jy gaan begin huil. En jy gaan op jou knieë val en sê, dis die waarheid. Here, U is my
verlosser en my skepper. Hy is die waar, ek sien hom, en U sal hom omveer, sy voete omvou, en U sal net huil en huil en huil. En U sal sê, dankie Here, dat ek U my die krag gegee, want hulle sê, those who endure, Jesus het kort gesê, hulle wat aanhou tot op die einde, endurance, hulle wat endurance het, hulle sal nie in die hemel inkom. En die Gees van God gee vir jou lankmoedigheid en die krag om aan te hou, en daarin te stap en sê, dit was nie verniet nie. Hier is Jesus, en jy sal huil. En jy sal sê, Here, my God, sit jou neer. Die ander ding is, jy sal jou familie sien, my pa sien, my ouma. Toe ek so jong kind was, ek het hulle gister vertel, my pa vir my gesê, toe my ouma dood is, toe waar die flink nie in die huis nie, sy jong seun nie. Toe sê hy, pa, waar is ouma? My pa het nooit van die dood gepraat, nooit. Hy het gesê, ons in huis toe. Toe sê hy, daar aan kan die wolke sien, en daar seun, soos in 8 jaar oud. Ouma is daar, soos op pad. En dan gaan jou familie sien, jy gaan huil. En sê, dankie Here dat hulle hier is. En jy gaan bly wees. Jy gaan die disciples, broers en susters van die gemeente sien. Jy gaan die pastoor sien. Jy gaan iemand daar sien en gaan sê, o Here, ek is so bly dat jy omhels, ons gaan verlag. Ons gaan vreugde trane hê. Ons gaan vreugde trane hê. Oor wat huil mense meeste van die tyd? Wat huil die kerk nie meer oor nie? Oor sonde nie. Ons huil nie oor sonde nie. Al die disciples, die profete, Jeremia, al die mense het gehuil, trane van hartseer oor die sondes wat om hulle aangaan, oor die wraak van God oor hulle. Jesus daar op die berg, hy sê, o Jerusalem, julle wat die profete doodgemaak het, hy sê, julle, toe begin hy huil, hoekom hy huil? Nie oor iets anders nie, as die wraak wat oor hulle gaan kom, as hulle nie vir God luister nie. Hy huil oor die hartseer van hulle wat in sonde bly. Toe Jesus aan die kruis hang, voor hy die kruis opgegaan het, toe staan die vrouens en hulle huil by hom, toe sê hy vir hulle, julle moet nie huil oor my nie. Toe huil die vrouens vir hom. Toe sê hy, moet nie huil oor my nie, huil oor julle kinders en julle self, want dis omdat ek aan die kruis hang oor julle sondes. Ons huil nie oor sondes nie. Jeremia is die profeet van huil, trane genoem. Jeremia het elke dag gesê, o my Here, my God, waarom dien die mense nie? Waarom draai hulle trane gehuil? David het gehuil. Paulus het vir 3 jaar gehuil vir die Efesiërs. Ons huil nie meer vir sonde nie. Dan gaan hy afsluit met dit. Wat jy daar gaan sien is op disciples wat jy gemaak het. Mense wat op jou gebedslys was. Want die liefde van Jesus is so groot. En die dankbaarheid dat jy in die hemel is so groot. Want hartseer is daar nie, omdat jy nie aan hulle gaan dink nie. Daarom sê ek vir jou, nou, terwyl jy hier is, dat jy weg van hierdie aarde af. Jy behoort nie in die aarde nie. Jy behoort aan Jesus. En Jesus bid vir jou by die heilige koning. En hy sê, Vader, laat hulle my glorie sien eendag. Dink jy nie, hy gee om, Vader, vergewe hulle, weet nie wat hulle doen nie, hang hy in die kruis. Hy bid nou. Hy wil jou traan begin sien, hy wil jou met traan huil, oor wat ek en jy aan hom gedoen het. Dis jou skuld en my skuld dat hy in die kruis gehang het. Dis ons wat ons rug dra van nie, hy ons. Maar hulle wat endure tot op die einde, hou net vast, dis 'n moeilike pad om te loop. Dis 'n moeilike pad, maar hulle wat almal, die profete, al die profete het gehuil, almal het gehuil, dwars deur Jesus het gehuil, Paulus het gehuil. Dit is trane vir die sonde. Ek weet,
Jesus bid vir my op hierdie oomblik en ek wil by hom wees want ek sien maan so môre dat Jesus leef. Dis hoe moet jy dit sê. Jy wil eendag saam met hom in die hemel wees. Jy wil seker wees jy gaan help. I appreciate you taking the time to hear today's lesson. To receive updates, kindly subscribe to our channel and share with your friends and family. Nellis from Are We Relevant is the creator of all the graphics.